Hoofnuus vanaand. Die ommekeer in die BTW-verhoging wydenswyd verwelkom, maar die tesourie moet steeds fondse vind om die begroting te laat klop. President Cyril Ramaphosa en sy Oekraïense amptsgenoot Volodymyr Zelensky ontmoet vlugtig voordat Zelensky hom terughaas na 'n Russiese aanval. En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, vereer ouma Katrina Esau vir haar kulturele nalatenskap. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die proses het amptelik begin om die beplande BTW-verhoging van 0,5 persentasiepunt wat op 1 Mei in werking sou tree, te skrap. Dit nadat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, die wetsontwerp op belastingkoerse en bedrae en die wysiging van inkomstewette in die Staatskoerant gepubliseer het. Daarvolgens moet die bestaande BTW-koers van 15% gehandhaaf word. Politieke partye het die middernagtelike aankondiging as 'n oorwinning vir die land se mense bestempel. Politieke partye wat in gunste van die fiskale raamwerk gestem het, 'n nuuskonferensie in Sandton gehou. Die partye wat Action SA, die IFP en die PA insluit, het lig gewerp op verskeie gesprekke by die ANC om oplossings vir die dooiepunt rondom die 2025 begroting te vind. This outcome did not arise from expedience, nor as a concession to pressure or populism, but from a shared commitment across party lines that the working class and the poor and all our people cannot be further burdened in this economic climate. Volgens partye wat die fiskale raamwerk goedgekeur het, is die besluit van die nasionale tesourie 'n oorwinning vir Suid-Afrikaners. Dit was op voorwaarde dat die nasionale tesourie 30 dae gegee word om alternatiewe bronne te vind vir die 75 miljard rand tekort in die begroting. 13,5 miljard rand daarvan sou deur die beplande BTW-verhoging gedek word. Die tesourie het nog nie aangedui waar hulle beplan om geld vandaan te kry nie en of hulle bereid is om met 'n begrotingstekort te probeer deurdruk nie. The reversal of the VAT increase is a victory that belongs to you, the people of South Africa, and to our maturing multi-party democracy. So the DA has no moral authority to claim victory for the removal of the VAT increase. They were outside of the process of engagement. The parties that are sitting here can take credit, and South Africans. Daar is steeds vrae oor die proses om te verseker dat BTW op 15% bly. Those bills are processed through the Money, Bills and Related Matters Act, which then means they will then, firstly, a revised fiscal framework has to be tabled to the Finance Portfolio Committee. That then will come to the Appropriations Committee. We will then take the respective bills, the Division of Revenue and the Appropriations bill, so that they are consistent with the fiscal framework. Die ANC het intussen sy vertroue in die minister van Finansies herbevestig, ondanks die weke van onsekerheid wat deur die dooiepunt oor die begroting veroorsaak is. There's no need to reshuffle the minister. He has done the job that is expected of him to do. Sakeondernemings sê die skrapping van die verhoging verwelkom, maar sê duidelikheid moet gegee word oor die pad vorentoe. Die Raad op Verbruikersgoedere het gewaarsku dat sekere regsprosesse nog gevolg word. If we do not know as an industry whether do we apply 15.5% or 5% until Parliament approves. And if we apply 15.5, we have to pay back this additional 0.5 basis. So clarity is really needed as soon as possible. Maatskappye wat reeds kliënte in kennis gestel het dat die BTW wat op hulle goedere en dienste gehef word op 1 Mei in werking tree, sê hulle werk hard om dit om te keer. Die DA eis nou dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, bedank. Die party en die Vryheidsfront Plus is lede van die regering van nasionale eenheid wat die verhoging teengestaan het. Die DA sê Godongwana het die ommekeer gemaak weens die party se regsgeding in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die DA meen Godongwana het besef uit 'n swak regsargument om sy BTW-verhogingsvoorstel terugsteun. Die party wag vir 'n formele skikking buite die hof van Godongwana se regspan. Ek dink dat ons mense in Suid-Afrika baie gelukkig wees, want hulle sal nie die prys betaal vir hierdie swak besluit nie.
Die ding is dat die treasury het seker gespring voor gestoord was in hierdie saak, want hulle weet as enig iemand na ons hofaansoek hierdie week gesien het, dit was nie 'n goeie dag vir die treasury binne die hof. Die DA wil nou hê die minister moet bedank. What we couldn't succeed in the political process, we had to win through the legal process. Now, that alone should make a minister resign, because the minister says you don't negotiate a budget. I'm terribly sorry, but in a coalition, that's the first thing you negotiate is the budget. Ander partye wat teen die verhoging gekant was, het so gereageer. This renders the 2025 fiscal framework adopted legally through deceit and lies redundant. It means that the Minister of Finance has failed to comply with the legal and constitutional obligations governing the budget process. This is undoubtedly a victory for democracy, given the public outrage at the proposed VAT increase. This victory underscores the power of collective action and the importance of listening to the electorate. Die MK-party daarteen dring daarop aan dat belasting op rykes ingestel moet word. A wealth tax does not involve the austerity measures that the government is now proposing, because in his statement the minister says that they will now have to cut government expenditure, so that to make up for the lost revenue due to the non-introduction of VAT. We think that it is not necessary to cut expenditure and resort to austerity measures. Die parlement oorweeg intussen sy regsopsies met betrekking tot die DA en die EFF se hofgeding. Die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê die besluit om nie BTW te verhoog nie, is 'n verligting nie net vir armes nie, maar ook vir sakeondernemings. Die Kamer sê die regering sal sy uitgawes moet beperk om die tekort op mediumtermyn te vergoed. Daar word voorgestel om die kabinet te verklein en om die besteding op staatsdienssalarisse te verminder. It also shows us one positive thing is that the GNU is starting to function as it should, especially in the fact that one party does not now get to dictate a decision for the collective. Die Sakekamer sê korrupsie moet uitgeroei word om die land se fiskale welstand te verseker. They need to fix the non-performing areas of government and stop wasting taxpayers' money. So we believe they could claw back a lot of the deficit through their own expenditure mechanisms. Terwyl sommige Kaapenaars die besluit verwelkom het, sê ander dat verbruikers steeds sukkel om kos op die tafel te sit. Ons wat die arme mense kan nie van 'n brood of melk of enigiets afford nie. Nou wil hulle weet of enigiets opsit. Ons kry klas soa met 15%, hoe kan hulle 15,5% opsit? Die kabinet het hoeveel ministers? Maak net daai helfte. Dan het ons hoeveel biljoen, né? Maak net vat net die deputy ministers weg. Even they can get to the tax industry as well to try and make sure that they have a way of taxing them. Everyone should pay tax. Then I think things will get better. Die Kaapse Sakekamer sê die verhoging van die belastingbasis deur byvoorbeeld die informele ekonomie in townships te formaliseer is noodsaaklik om belastingkoste vir almal te verminder. Hy maan egter dat dit nie iets is wat oornag kan gebeur nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. President Cyril Ramaphosa het bevestig dat hy gisteraand met die Amerikaanse president Donald Trump gepraat het. Die gesprek het plaasgevind voor sy ontmoeting vandag met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky by die Uniegebou in Pretoria. Ramaphosa sê hy en Trump het saamgestem dat die oorlog so gou as moontlik beëindig moet word om 'n einde te bring aan onnodige sterftes. Volgens hom het hy en Trump ook ooreengekom om binnekort te vergader om verskeie kwessies rakende die gespanne betrekkinge tussen Suid-Afrika en die VSA te bespreek. President Cyril Ramaphosa sê hy is diep bekommerd oor die voortgesette konflik in Oekraïne. Hy het verwys na lewensverliese, skade aan kritieke infrastruktuur en die verslegtende humanitêre situasie. Hy het die uitspraak gemaak tydens 'n vlugtige besoek van die Oekraïense president Volodymyr Zelensky by die Uniegebou in Pretoria. Dit is die eerste besoek van 'n Oekraïense president aan Suid-Afrika.
In 2023 het verskeie Afrika-leiers, waaronder Ramaphosa, tydens 'n vredesmissie beide Rusland en Oekraïne besoek. Every act of war is horrible. It is awful. And I would not attribute the attacks that happened in Kyiv to President Zelensky's visit here. Suid-Afrika het toegang tot albei lande vir gesprekvoering. Earlier in the week, I had a call with President Vladimir Putin, where we both committed to work together towards a peaceful resolution of the Russia-Ukraine conflict. South Africa stands ready to continue to support all credible as well as inclusive multilateral efforts at achieving a just and sustainable comprehensive peace. And we call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire. We are thankful for your support of Ukraine, for you sharing our understanding that this war has to be ended as soon as possible. This was our primary topic to discuss with President Ramaphosa. Die DA-leier John Steenhuisen, wat saam met ander kabinetslede by die Uniegebou was, steun Ramaphosa in sy vredespogings. Ek ondersteun die president se pogings om vrede aan daai gebied te bring. Ek dink dis baie goed dat 'n land in die suid van die wêreld 'n rol sal speel in vrede tussen die twee partye te bring. Zelensky moes sy besoek kort knip na 'n Russiese lugaanval op Kiev. Minstens 12 mense is dood en 70 beseer in die grootste Russiese aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev sedert Julie verlede jaar. Die Russiese aanval het volgens die Oekraïense lugmag 145 aanvalshommeltuie en 70 missiele behels, insluitend 11 ballistiese missiele. Talle mense is onder puin begrawe. Die aanval het kritieke uitgelok by wêreldleiers, insluitend die Amerikaanse president Donald Trump. 'n Noord-Koreaanse KN-23 ballistiese missiel wat 'n woonstelgebou getref het die meeste sterftes veroorsaak. Die lugaanval sirene het geloei en ons het nie eens tyd gehad om aan te trek voordat ons moes vlug nie. Die slae was aanhoudend. Al die vensters is uitgeblaas en deure en mure is platgevee. My man en seun is na die ander kant van die woonstel gegooi. Ek kan niks anders onthou nie. Die Russiese minister van verdediging voer aan dat slegs militêre teikens getref is. Volgens die Britse eerste minister Keir Starmer is die aanval opnuut 'n herinnering dat Rusland die aggressor is in die toestand. Trump het op sy sosiale media netwerk kritiek uitgespreek teen die tydsberekening van die aanval. Die boodskap was slegs ure nadat Trump die Oekraïense president Volodymyr Zelensky bestempel het as 'n man met geen speelkaarte nie. Kharkiv, die naasgrootste stad in Oekraïne, is ook oornag aangeval. 14 hommeltuigaanvalle en 10 missiele is afgevuur op onder meer 'n kliniek, skool, woonstelgebou en woonhuise. 19 teikens in Kharkiv is getref deur hommeltuie en kruismissiele. Die Thales maatskappy se saak teen hom moet uitgegooi word en ouma Katrina vereer. Bly ingeskakel vir meer hieroor. Baie welkom terug. Die Pietermaritzburgse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in die aansoek om korrupsie en rampokkery aanklagte te laat vaar teen die wapenvervaardiger Thales. Die Franse maatskappy en oud-president Jacob Zuma staan tereg in die wapenkorrupsiesaak. Waarnemende regter Nkosinati Cili het vroeër Zuma se aansoek om verlof tot appel verwerp om advokaat Billy Downer van die saak te verwyder. Hierdie is Zuma se tweede poging om advokaat Downer van die saak te verwyder. Thales, wat die tweede respondent in die saak is, het 'n nuwe aansoek gebring om aanklagtes teen hom te laat vaar. Die maatskappy sê die dood van 2 sleutelgetuies in die saak bring mee dat Thales nie 'n regverdige verhoor gaan hê nie. The challenge is compromise. But one thing is not compromised but non-existent. Who's going to give evidence?
The state has now presented its case, and who is going to give evidence on behalf of Thales? Zuma het Thales se aansoek gesteun en ontken dat hy die aanvang van die strafverhoor probeer vertraag. Die staat het die aansoek teengestaan en sê die dood van die 2 getuies gaan nie die saak benadeel nie. 'n Volbank regters van die Hooggeregshof het reeds in 2018 beide Zuma en Thales se aansoeke verwerp om die sake teen hulle terug te trek. Die saak is uitgestel tot 3 Junie. Zuma het ondersteuners buite die hof in Zulu toegespreek. En nou vir die markaanwysers soos om 8 uur vanaand. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, sê persone wat geskiedkundige bydraes tot die samelewing maak, moet terwyl hulle lewe voordeel daaruit trek. McKenzie het gepraat by 'n geleentheid waar daar hulde aan ouma Katrina Esau gebring is. Sy is die laaste spreker van die Ngu-taal wat deur UNESCO as 'n kritiekbedreigde taal gelys is. McKenzie sê kopiereg sal verseker dat gemeenskappe se taal en erfenis bewaar word. Die 92-jarige Katrina Esau se stryd om die taal te laat herleef het vrugte afgewerp. 'n Nuwe generasie sal in die 25.000 jaar oue taal gesels, lees en sing. Sy word daarom vir haar vasberadenheid en deursettingsvermoë vereer. Dit was harde werk van. Jy weet mos, jy hoor mos hoe gaan die taal en al en dit gaan dat die ek baie is baie swaar kry. Maar hoe uit is maar net uitdou en aanhou. Esau het vir meer as 20 jaar boeke geskryf en klank- en video-opnames gemaak in 'n poging om die taal te bewaar. Volgens McKenzie moet sy voordeel daaruit trek. Ek het gesien dat daar baie boeke op en af is. En as 'n persoon met 'n ryke ervaring in boekpublisering, het ek gaan kyk wie het die eienaarskap van hierdie boeke. En dit is nie die mense hier nie. Dit is nie die Khoisan mense nie. Hulle stories word nou uitgebuit, ekonomies uitgebuit deur ander. Die woordeboek is 'n eerste edisie van die woordeboek. Jy kan begrip dat dit baie belangrik is dat tale soos hulle ontwikkel, nie net oor 'n jaar of 2 jaar nie. Dit vat baie tyd en baie jaar om dit te doen. So vir ons is dit 'n eerste edisie, maar daar sal verdere edisies met die werk in die toekoms wat ons ook bevordering sal wil sien met. Ngu-klasse word in Appington aangebied om die taal te laat voortbestaan. Ouma Katrina sê sy sal solank sy in staat is daartoe haar werk voortsit. Ulrich Hendricks, SAICanis, Appington, Noord-Kaap. En dis dan al vir vanaand, tot môre aand, selfde tyd, selfde plek, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom vanuit 'n nat Johannesburg. Vanaand verwag ons nat toestande in die sentrale en westelike en die oostelike gedeelte van Suid-Afrika. In die noordelike en oostelike gedeelte waar dit baie swaar sal reënval wees vanaand en matige wind allangs die kuslyn van die land en dan sal dit ook gedeeltelik bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Wes-Kaap sowel as die Noord-Kaap, mooi weer in die verre weste van Suid-Afrika. Môre sal die reën mees ooswaarts beweeg en baie swaar reën wat kuslangs verwag kan word. Dit is langs KwaZulu-Natal
'n gedeelte van die Oos-Kaap en dan mooi weer in die res van die land, 'n matige sterkwind allangs die kuslyn van die land. Daar is ook waarskuwings uitgereik en dit is vir baie swaar reën, ewige donderstorms in die sentrale en noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. Dit strek tot in KwaZulu-Natal en dan langs die Ooskus by die Oos-Kaap waar daar baie swaar reën verwag kan word en hierdie waarskuwing is uitgereik vir vandag. Ons kyk ook nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is vir môre. Baie swaar reën langs die Ooskus van die Oos-Kaap. Dit strek tot in KwaZulu-Natal en wees baie versigtig vir kitsvloede in hierdie omgewing. Ons kyk nou na die temperature in Gauteng, Pretoria oornag en dit is 10 oornag, 19 môre en die maksimum in hierdie provinsie net so onder 20 vir Bronkhorstspruit en bewolk oor die grootste gedeelte van Gauteng. Nou in Limpopo, warmer in Musina 27 môre middag daar, ook 27 in Phalaborwa en dit sal ook nat wees oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie, gedeeltelik bewolk in Tabazimbi 24 môre middag daar. Nou die volgende provinsie is in Mpumalanga en matige temperature rondom 20 wat ons daar verwag. Mbombela 21 is die maksimum, maar dit sal koeler wees in Standerton 8 oornag, 17 môre middag, gedeeltelik bewolk in daardie omgewing. Die volgende provinsie is KwaZulu-Natal, ook matige temperature in hierdie provinsie, 20 vir Pietermaritzburg, baie nat in Richards Bay 22, en die volgende provinsie in ons weervoorspelling is die Oos-Kaap. Daar kyk ons na 14 oornag in Klabega 26 môre middag, gedeeltelik bewolk oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie en dan sal dit warmer wees in die Wes-Kaap. En die maksimum temperatuur daar van Kaapstad het 25 en Mossel Bay matige temperature 20 vir Mossel Bay. En dan in die Noord-Kaap matige temperature wat ons daar gaan sien, Appington 24, 20 in De Aar en terug in die binneland in die Vrystaat. En dan kyk ons daar na temperature ook in die middel 20s en onder 20 selfs in Wepener 18, Garieptam oornag 8 later 19. Die laaste provinsie is Noordwes en ook matige temperature koeler daar in Klerksdorp 20 en Taung oornag 10 later 20. Is al van die weersentrum. Goeienaand.